Goeiemôre Helene. Goeiemôre, gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Helene, ek wil sommer net so begin en sê welkom by die Gemeenskapsdagboek in die inset ons gesels met. En ter wille van ons luisteraars is dit ons gas is Helene Weemeyer en sy gesels met ons oor iets wat ons almal begeer, maar wat dikwels moeilik is om vas te vat. Dit is ware blywende verandering. So Helene is 'n transformasieafrigter wat sterk is met die senuweestelsel, die denke en die hart. So welkom in ons program Helene. Ag baie dankie Karen, dit is lekker om met jou in Radio Fynbos te luisteraars te kan gesels. Ek waardeer dit. Absoluut. Nou Helene, ons hoor dikwels die woord transformasie, sommer in die korporatiewe wêreld of by motiveringspraatjies, maar kom ons begin by die begin. Hoe definieer jy transformasie en hoe meet jy dit prakties by jou kliënte sodat jy weet dit is nie maar net 'n tydelike emosie nie? Ek definieer transformasie as 'n volhoubare interne verskywing in identiteit, in denke en gedrag. Dit is nie 'n bloot tydelike motiveringsopstoot nie. Ware transformasie vind eintlik plaas wanneer 'n kliënt anders begin waarneem, reageer en kies, selfs wanneer die aanvanklike emosies momentum vervaag. Mens kan dit meet deur die gedragsverandering oor tyd, verbeterde emosionele regulering onder druk, selfstandige besluitneming sonder voortdurende eksterne bevestiging, en wanneer verandering standhou te midde van uitdagings, weet ek dit is 'n transformasie en nie net 'n inspirasie nie. Ja. En ons almal ken daai gevoel van vasval, nê? Wat mens voel jy is nou, jy weet, stak is die Engelse woord. Ja. Maar wat is jou filosofie wanneer 'n kliënt erken dat hulle is ongelukkig, maar terselfdertyd toon hulle ook geweldige weerstand teen verandering? Die weerstand is nie eintlik die vyand nie, dit is eintlik net inligting wat jy kan inwen. Ja. Dit is dikwels op 'n vrees of 'n beskerming of 'n onbewuste oortuiging wat aandag sal vereis. Ja. So my benadering begin met deernis, wat jy ondersoek waar die weerstand vandaan kom, wat hy beskerm, en dan die uitdaging om die kliënt te nooi om verantwoordelikheid te neem vir die volgende dapper stap. Dus stap vir stap is nie eintlik 'n onmiddellike verandering nie, dit is letterlik net stap vir stap. Ja. So mens druk nie die mense in 'n posisie waar hulle voel hulle moet presteer nie of verantwoordelikheid vat nie. Maar transformasie vereis eintlik 'n veilige ruimte en eerlike aanspreeklikheid. Ja. Dis baie waar, nê. So uit watter spesifieke raamwerke werk jy dan en hoekom juist daai kombinasie van die NLP en die senuweestelselregulering? Die NLP is 'n neurolinguïstiese programmering. Baie min mense weet wat dit is. Maar dis eintlik wat dit beteken is dis 'n patroononderbreking en 'n herprogrammering van beperkte oortuigings. So dit wil sê ons glo in false beliefs en om dit te verander. Die kognitiewe herstrukturering is weer om die worteldenkpatrone en die interne narratiewe wat ons vir onsself vertel te ontdek en dit dan te verskuif. En die mens kan dit sien ook, die derde een wat ek gebruik is somatiese bewustheid. Die mens kan dit sien in die liggaam se emosionele ervaring en trauma word gestoor in die liggaam. Ja. So al daai, en dan gebruik ek ook beradingskennis, wat vir my nogal baie belangrik is, hy half asof hy alles saamvat. Ja. En dit gee die ruimte vir die kliënt om veilig te voel en eerlik te wees, en dan om ondersteund uitgedaag te word. En te voel hulle is nie alleen nie. So, ja, dit kan klink na harde werk vir 'n luisteraar miskien, maar hoe balanseer jy daai fyn lyn om die emosionele veiligheid te skep sodat die kliënt jou kan vertrou terwyl jy hulle terselfdertyd hard genoeg uit hulle gemaak sone stoot om hulle te laat groei? Ek dink die belangrikste is om nie veroordelend te luister nie. Ja. En om konfidensialiteit is natuurlik ook baie belangrik, dat 'n mens weet wat jy ook kan met jou terapeut bespreek, is privaat. En dan moet 'n mens die kliënt ook in 'n mate help om aan te kan beweeg, want te veel veiligheid lei tot stagnasie en te veel druk lei tot afsluiting.
maar waar die transformasie gebeur is in die middel van daai twee. So, dis waar. Nou, as 'n mens na dit kyk, dan besef 'n mens, dis eintlik 'n belegging wat 'n mens in jouself maak, deur, jy weet, in so 'n program by jou aan te sluit. Wat gebeur in die praktyk wanneer 'n kliënt voel hulle kry nie die resultate waarvoor hulle gehoop het nie? Ek dink 'n mens moet dan onmiddellik, wat ek gewoonlik doen, is 'n mens moet onmiddellik stop daarmee. Ja. En dan moet ons dit evalueer. En dan moet 'n mens kyk of die doel gemotiveerd en realisties is. Of daar enige onderliggende trauma of psigologiese faktore is wat addisionele hulp nodig, en of ons die strategie moet aanpas. Ja. Dis nooit die probleem lê nooit by die kliënt nie. So. Maar mens neem ook nie net, dis 'n vennootskap, so dit is die kliënt en die terapeut wat dan saamwerk om die transformasie te bereik. Ja. En wanneer 'n mens met emosies werk, is dit is moeilik, né? Hoe hanteer jy emosionele ineenstortings tydens 'n sessie om te verseker dat die persoon stabiel daaruit? Die eerste ding wat 'n mens moet doen is 'n mens moet eers die emosie stabiliseer. 'n Emosie is eintlik net 90 sekondes lank en dan daarna is die storie wat jy jouself vertel. Ja. So eers stabiliseer die emosie, dan verken jy met deernis, met sensitiwiteit wat presies aan die gang is, en dan kan jy die patrone wat jy sien, raak sien, dan eerlik uitdaag en dan herraam jy dit en integreer dit in die persoon se lewe in. Ja. En dan Helene, jy weet, dis nie 'n lekker vraag om te vra nie, maar dis ook belangrik, en ek en jy gesels juis daaroor, want daar is baie life coaches daar buite en daar is baie, jy weet, transformasie mense daar buite en mentors en wat. Wat sou jy sê, sou ons vir ons luisteraars kon sê, wat gaan jy vir hulle bied en hoe kan hulle, hoe kom jy by jou deur aanklop? Ek dink is omdat ek nie 'n kitsoplossing of 'n dramatiese deurbraak vir hulle beloof nie. Ja. Dis ek probeer eerlik wees daarmee. Ek fasiliteer slegs die identiteitsvlak beleining en emosionele veerkragtigheid en volhoubare verandering. Ja. Van my fokus is nie op korttermyn inspirasie, maar 'n blywende interne stabiliteit. En ek hoop dat my kliënt sal ervaar dat ek regtig omgee. Absoluut, Dat is my saak maak. Verseker, ja. Ek kom by amper my laaste vraag, maar mens kan seker nie ander lei waar jy jouself nie bereid is om te gaan nie. So hoe hanteer jy jou eie persoonlike groei en professionele toesig? Ek glo dat as ek ander mense wil lei, dan moet ek baie beslis op myself werk. So dit is 'n deurlopende professionele opleiding wat ek doen. Ek gaan vir kursusse lees baie op, leer die heeltyd. Ek doen ook persoonlike ontwikkelingswerk en dan doen ek ook emosionele en geestelike groei. Want ek glo my werk met ander is net so sterk as wat ek bereid is om self te groei ook. Ja, verseker. Nou Helene, as daar iemand daar buite is wat vanoggend luister na ons twee en sê, ja, ek dink ek het so 'n bietjie van 'n herkalibrering nodig. So, hoe maak hulle kontak met jou? Waar klop hulle aan? Gee vir ons 'n bietjie inligting. Ek sal so bly wees as hulle na my toe kom. Want ek wil regtig die pad saam met hulle stap en dit is baie maklik. Jy stuur net my 'n WhatsApp by 074 147 3362 en dan sal ek jou terugkontak en dan kan ons die pad saam stap tot 'n nuwe transformerende lei. Ja, dis wonderlik. Ja, weet jy, dit is so 'n mooi era waarin ons leef, waar mense is nie alleen nie, daar's mense wat kan help en wil luister. So ek dink dankie dat ek met jou vanoggend kon gesels en ons sien sommer met verwagting uit na die oproepe wat jy gaan ontvang uit hierdie onderhoud uit, en dankie vir dit wat jy doen in ons gemeenskap. Ag, baie dankie Karen, dankie vir jou en ook vir Radio Fynbos. Dis reg. Dit is regtig wonderlik dat ons so 'n plek het wat ons eintlik kan praat en mekaar bereik. Verseker. Wonderlik. Ja, dankie Helene. Nou maar 'n mooi dag vir jou. Ons gesels dan weer. Bye.